naam is Natasha Fick en ja, dis Daily Devotions with Natasha. Nou, ek wil baie graag vir jou bemoedig vandag uit die woord van die Here, kort gedeelte, en dit is uit die woord van Jona. En dit sê die woord van die Here tot Jona, seun van Amittai, gekom, maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar vers 3 sê, Jona het klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Nou as ek vandag hierdie gedeelte kan titel, wil ek graag vir jou vra, what are you running away from? Waar vandaan hardloop jy weg? Van wat hardloop jy weg? En Jona het weggehardloop van die boodskap wat die Here vir hom gegee het, om na Ninive toe te gaan en om aan te gaan spreek, die stad aan te gaan spreek oor die sonde wat daar was. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. En dan sê dit Jona is af Joppe toe, en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe, en hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan om saam met die bemanning Tarsus toe te gaan, weg van die Here af. Now if you read in the English version, it says that Jonah went in the opposite direction. So wat die Here vir hom gesê het om te doen, hy het in die ander rigting ingegaan. Hy het nie gedoen wat God van hom gevra het nie, en wat God vir hom gesê het om te doen nie. En miskien is jy besig om weg te hardloop van jou roeping af. Miskien is jy besig om weg te hardloop van jou calling af, dit wat God op jou lewe geplaas het. Miskien is jy besig om weg te hardloop van 'n huwelik af. Miskien is jy besig om weg te hardloop van jou verlede af. Miskien is jy besig om weg te hardloop van so 'n klomp dinge af. Nou weet jy, wanneer jy dink jy hardloop weg en jy dink jy hardloop weg van hy probleem af, agtervolg hy probleem jou eintlik. Jona het gedink dat hy vlug weg van die Here af en die Here gaan hom nie agtervolg nie. Maar die Here het vir Jona agtervolg. Dit sê die Here het 'n kwaai storm oor die see laat opkom, en daar was 'n baie sterk wind op die see, en die skip wou uitmekaar breek. Die matroos het bang geword, en elkeen het tot sy God om hulp geroep. Sommige kere hardloop ek en jy weg van die dinge wat die Here vir my en vir jou sê en gee om te doen. En dan wanneer ons se lewe nie reg kom nie, of dinge draai nie uit soos wat ons wou gehad het dit moes uitdraai nie, dan wonder ons, maar Here, wat het ek verkeerd gedoen? You know, then we need to go back to the beginning, to what it is that God has told us to do, what it is that God has said we must do in the first place, in Jesus' name. En die Here toe is 'n storm gestuur, en hulle het alles oorgegooi om die skip ligter te maak. Dan sê dit maar Jona was onder in die skip baie en hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vasgeslaap, en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is dit met jou dat jy lê en slaap? Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink, en dan sal ons nie vergaan nie. En toe het hulle nou uitgevind, maar dit was Jona gewees wat van die Here af weggehardloop het. En wat het toe gebeur? Jona het gesê, maar gooi my oorboord. En toe hy nog hom oorboord gooi, wat het gebeur met Jona? Hy het in die vis se bekken beland. Hy het op 'n plek en op 'n stadium beland waar dit nie lekker was nie. Nou ek dink in 'n vis se maag is dit nie lekker nie. Klomp slaim en ander klomp dinge wat daar aangaan. Tot hy vir die Here moes gesê het, okay Here, dis nou my eie woorde, hier is ek. Vergewe my, ek gaan doen wat U vir my gesê het. En toe die Here, toe Jona op daai punt kom, toe is dit wat die Here vir Jona kon gebruik het. So wat is dit waarvandaan jy weghardloop? What is it that you are running from today? Keer terug na dit wat God vir jou gesê het om te doen. Gaan terug en face that. What are you busy running away from? Van my Natasha Fick, mag jy 'n geseënde dag.